Die oomblik het aangebreek, sodat ons kan weet wie's die eerste junior spanne wat teen mekaar finaal die sake gaan uitspook om te kyk wie opeindig as die junior wenner. Ek sê dan baie geluk aan Merensky 1. En dan teen hulle is hulle teenstanders Ben Foster 4. En dan nooi ek ook graag vir Karin Bloem op die verhoog, sodat sy ons voorsitter kan wees en dan hierdie twee spanne bietjie onder die oë kan spreek. Goed, ek gaan so lank terwyl hulle net hulle name daar neerskryf, vir elkeen 'n geleentheid gee om een spanmaat te identifiseer wat gou die loting gaan hanteer. Dan's hy, so klip wensker. Wie het klip gegooi? En wat kies jy? Inleidend of opponerend? Goed, so julle kan aan hierdie kant in sitplek inneem, inleidend julle kan hierdie kant sitplek inneem. Goed, so die onderwerp vanaand vir die junior finale debat is: die voortbestaan van gedrukte koerante is noodsaaklik vir gesonde en betroubare journalistiek in Suid-Afrika. So inleidend, julle sê die voortbestaan van gedrukte koerante is belangrik en is noodsaaklik vir gesonde en betroubare journalistiek in Suid-Afrika, en opponerend, julle sê die voortbestaan van gedrukte koerante is nie noodsaaklik vir gesonde en betroubare journalistiek in Suid-Afrika nie. En dan begin julle 5 minute voorbereidingstyd nou. Drie minute is verstreke. Goed, 4 minute is verstreke, daar's 'n minuut oor. Goed, en tyd is verstreke. Goed, hulle het net gou hulle bene gerek en hulle is nou gereed. So, ons begin met die inleidende span, se eerste spreker wat nou 2,5 minute tyd het om hulle eerste standpunt te stel. Dankie, eerste spreker. Geagte voorsitter, dames en here, asook opponerende span. Ons as die Hoërskool Ben Foster staan bankvas agter die standpunt dat die voortbestaan van gedrukte koerante noodsaaklik is vir 'n gesonde en betroubare journalistiek in Suid-Afrika. Ek is nou die jager as spreker 1 en my argument is dat daar nie sommer enige iemand is wat dit aanlyn kan verander nie. Lenay kom vir 'n spreker 2 en haar argument is hulle kan kreatiwiteit die beste uitbeeld. En Juliana Du Plessis as spreker 3 en haar argument is nie almal het toegang daarna. Ek staan vas en hou voet bystuk dat daar nie sommer enige iemand is wat dit aanlyn kan verander nie. As dit op papier uitgedruk word, is daar geen manier dat iemand dit aanlyn kan verander nie. Dus kan ons vertrou dat dit wat ons lees betroubaar is. Goed, ons gee 'n geleentheid vir die opponerende spreker, sy eerste spreker. Opponerende span. Geagte beoordelaars, sprekers en gehoor. Die onderwerp wat aan ons gegee is die voortbestaan van gedrukte koerante noodsaaklik vir gesonde en betroubare journalistiek. Ons sê nee, dit is nie noodsaaklik nie, want dit bemoeilik logistiek, aflewering en vervoer. Dit is minder aantreklik vir die jeug wat tegnologie gebonde is en dit het 'n negatiewe impak op die omgewing. Ons staan bankvas agter hierdie argumente. Ek sê dit bemoeilik logistiek, aflewering en vervoer.
Hoeveel makliker is dit nie om 'n koerantartikel te lees op jou selfoon as om dit te moet gaan koop en te gaan haal en dan te lees en te blaai tussen al die bladsye nie. En nie net ons nie, maatskappye moet die goed vervoer na winkels toe en dit maak dit soveel moeiliker. Dit is baie makliker om die koerantartikel af te laai op jou selfoon of daarop te lees. Ek dink dit is dan baie duidelik, net deur my eerste punt. Ek oorhandig dan aan spreker 2. Baie dankie spreker 2 van die inleidende span. Geagte voorsitter, dames en here, ek is Lenet Kaamfer as spreker 2 en my standpunt is as volg. Ek glo vas dat die joernaliste die kans moet kry om hulle kreatiwiteit op oudtydse papier uit te druk. Mense met hul kreatiwiteit kan op vaste papier uitdruk om dus die beste manier uit te beeld om hulle kreatiwiteit uit te beeld. Dankie. Goed, baie dankie. Ons gee nou vir die tweede spreker van die opponerende span geleentheid. Inleidende span geleentheid. Spreker 2. Jy stel dat joernaliste kans nodig het om hulle kreatiwiteit op papier uit te beeld. Maar hulle sal steeds kans hê om hulle kreatiwiteit uit te beeld, dalk net nie op papier nie. Ek en my span sê steeds dat dit nie noodsaaklik is dat die bestaan van gedrukte koerante nie noodsaaklik is vir gesonde en betroubare joernalistiek nie. Ons generasie is gebonde aan tegnologie en die gebruik van koerante is juis minder aantreklik vir ons jeug. Waarom sal ons koerante wil koop as jy die artikel of nuusberig op jou slimfoon kan nalees en tog soveel meer inligting van dit af kry? Dit kan steeds gesond en betroubaar op tegnologie wees en hoef nie uitgedruk te word nie. Gedrukte koerante het werklik nie meer 'n plek in ons samelewing nie. Daarom sê ons dat dit nie noodsaaklik vir 'n gesonde en betroubare logistiek in Suid-Afrika is nie. Baie dankie, derde spreker van die inleidende span. Ek, Juliana Du Plessis, as spreker 3, is oortuig daarvan dat die voorbestaan van die voorbestaan van gedrukte, in elk geval die onderwerp, dit gee almal die toegang tot die nuus. Soos ons almal weet, word meeste koerant verniet uitgedeel. Dit gee ons almal die nodige toegang tot die noodsaaklikheid vir om te weet wat in jou omgewing of selfs land plaasvind. Nie almal het die nodige toegang tot tegnologie om die koerante daarop te vind nie, asook nie almal kan dit bekostig nie. Aan die hand van ons span se 3 argumente, het Sinay as spreker 1 gesê, niemand kan daarop op die aanlyn dit verander nie. Spreker 2, Lenet, het gesê, jy kan jou kreatiwiteit uitbeeld. En ek het gesê, dit gee almal die toegang tot die nuus. Ek sluit af. Dit is so skrif van die muur, dat die voorbestaan van gedrukte koerante is noodsaaklik vir gesonde en betroubare joernalistiek in Suid-Afrika. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die laaste spreker van die opponerende span. Spreker 3, jy sê dat meeste koerante goedkoop of verniet en meer toeganklik is, maar dis nie 'n goeie genoeg rede om ons omgewing te beskadig nie. Die voortbestaan van gedrukte koerante is beslis nie noodsaaklik vir gesonde en betroubare joernalistiek in Suid-Afrika nie. Ons lewe nie meer in die 19de eeu nie. Gedrukte koerante is definitief iets van die verlede. Landbou is die hoeksteen van Suid-Afrika en soveel bome word onnodig afgekap om die papier daarvoor te voorsien. Gelukkig het ons die oplossing. Tegnologiese joernalistiek. Netwerk 24 en Marula Media is uitstekende voorbeelde van gesonde en betroubare joernalistiek wat nie ons kosbare hulpbronne 'n hengse knou gee nie. Ek som ons span se argumente in 'n neutedop op. Spreker 1 sê dit is bemoeilik logistiek, aflewering en vervoer. Spreker 2 sê dit is onaantreklik vir die jeug.
En ek, spreker 3, sê dat die omgewing negatief geïmpakteer word. Daarom staan ek en my span bankvas agter die argument dat gedrukte koerante glad nie noodsaaklik is vir betroubare en gesonde journalistiek in Suid-Afrika nie. Goed, baie dankie. Daar gaan nou 'n 7 minute debatsgesprek plaasvind waarna daar 'n 3 minute geleentheid gaan wees vir julle uit die gehoor om vir beide die opponerende en die inleidende spanne elkeen 'n vraag te vra, sou julle wou deelneem aan die debat. So terwyl hierdie 7 minute aan die gang is, dink so lank aan julle vrae wat julle wil vra en vir watter span julle wil vra. Maar die debatsgesprek begin dan nou. Spreker 3, jy het gepraat oor koerante wat meestal verniet is. Ek hoor dan baie Sondag, hoe my ouma sê, sy gaan na die Sondag koerant gaan koop. Dit is 'n bekende frase wat 'n mens hoor en dit maak dit net duidelik dat koerante nie verniet is nie. Wat ek wel wil bylas by my vraag is dat meeste mense deesdae selfone het, nie net vir koerante nie, maar dit is amper 'n noodsaaklikheid deesdae en so is dit baie meer maklik en toeganklik vir mense om op selfone of toestelle hulle koerantberigte te lees. So is dit werklik soveel goedkoper en meer toeganklik. Spreker 1, jy het gesê dat nie alle koerant is verniet nie. Wat ek wel op saamstem, maar nie almal moet jy koop nie. Van dit moet jy gaan koop en ander word verniet uitgedeel. Soos ons weet, daar by ons waar ons bly, word die koerant elke liewe week verniet afgelaai. Jy het ook gesê dat dit meer toeganklik is om dit op jou selfoon te lees. Maar nie almal verkies om op jou selfoon of digitaal iets te lees nie. Steeds hou meer mense daarvan om dit dalk uit die koerant self uit te lees. Ek las ook by, spreker 1 en spreker 3, julle het gesê dat dit is sleg vir die omgewing om koerante vervaardig, maar op dieselfde tyd is dit sleg vir die omgewing om selfone en enige tegnologie te vervaardig. Sjoe, ek dink nie dis heeltemal dieselfde nie. Tegnologie, selfone is iets wat ons deesdae nodig het, dit is 'n noodsaaklikheid. Maar koerante is egter onnodig vir dit om in papier te wees, want dit kan met 'n toestel, jy kan dit kry op 'n toestel, en jy het genoem dat waar ons bly, lewer hulle elke week die koerant af, maar nie almal bly daar nie, en ek lees nog steeds my nuus op die selfoon, so ek dink nie dit is so maklik en so lekker vir almal om dit op die koerant te lees nie, die wat dit kan, wat toegang het daartoe, maar almal kan op hulle selfoon hierdie artikels kry. En soos ek sê, 'n selfoon is 'n noodsaaklikheid amper deesdae. Ek dink meer mense het selfone as die wat koerante kan wat by koerante uitkom. Spreker 1, maar wat van die mense wat nie selfone het nie? Hoe gaan hulle dan toegang hê aan die koerant? Spreker 1, jy het ook gesê dat nie oral word koerant verniet uitgedeel nie. Wat ek heeltemal mee saamstem, maar in meeste gebiede word dit verniet uitgedeel vandag. Spreker 3, jy hamer nou op daai punt van die koerant wat uitgedeel word. Ek dink nie ons moet nog daarop hamer nie, want die realiteit is, dit is nie oral verniet nie. Dit kan verskil van plek tot plek, so ek dink jy ons moet daai as 'n vaste standpunt gebruik nie. En jy het iets gesê van toegang? As jy nou kyk, koerante is meestal betroubaar. As jy iets van die internet af lees, hoe weet jy dis regtig waar? Enigiemand, as ek byvoorbeeld vat Wikipedia, enigiemand kan enigiets sê. Dis nie noodwendig die waarheid nie. Dis nie betroubaar nie. By 'n koerant dan is dit. Tog is daar toepassings op tegnologiese toestelle wat baie betroubaar is, soos wat ek genoem het in my argument, Netwerk 24, Marula Media. Hulle is uitstekende voorbeelde van plekke waar jy betroubare inligting kan kry en nuus daagliks, nie net hoef te wag elke week nie, dis ook baie vinniger. En mense het meer toegang en gewoonlik is dit meer akkuraat as dit wat in 'n koerant geskryf word. Sprekers, julle het ook gesê dat dit is minder aantreklik deur om koerant af te rol en dit uit te deel. Kan jy asseblief uitbrei daarop? Die jeug van vandag is geneig om op hulle selfone berigte en alles te lees. Hulle staan nie daarin belang om koerante te koop en Spreker, maar tog is dit nie algeheel vir almal dieselfde nie. Steeds hou meer mense daarvan om dit nie digitaal te lees nie.
Julle het ook gesê dat dit is nie so Op watter statistiek is dit gegrond? Meeste mense hou nie daarvan nie. Daar's mense wat nie daarvan hou op koerante te lees nie. Die jeug van vandag het byna almal 'n selfoon. Almal in my klas het 'n selfoon en hulle hou daarvan om hulle nuus op die selfoon te kry. Min mense wie ek ken maak nog staat op koerante. En ek dink wanneer 'n mens die omgewingsimpak en alles daarvan in ag neem, is dit duidelik dat dit slimmer is om dit op 'n selfoon te kry. Okay, nou as ons dink aan ons ouer mense, dink jy nie almal van hulle, ek moet baie keer my oupa help en hulle verstaan nie hoe tegnologie werk nie. So tog werk 'n koerant vir hulle veel beter as om op hulle selfoon iets te doen. Mens kan dit sê, spreker 1, maar my ouma persoonlik verkies haar netwerk 24 toepassing. So dit is alles gegrond op opinie en dis nie waaroor ons praat nie. Ons praat oor of dit noodsaaklik is. Spreker 1, jy het ook gesê dat dit is noodsaaklik vir ons almal om fone te hê. As ons mooi terugkyk, nie almal het selfone gehad nie. Ek kan verwys na almal wat hier staan vandag, al ons ouerledes. Hulle het nie selfone gehad toe hulle groot geword het nie, maar steeds was hulle heel alright geweest. Hulle het koerant gelees en hulle het nie selfone gekort nie. Goed, ons praat van die hede en koerante, jy sien oor ons koerante rond lê, dit het regtig 'n slegte omgewingsimpak. En ons moet dink aan die toekoms, spreker 3. Jy praat van die verlede nou. Ons moet dink as ons vooruit gaan. En om net bietjie te fokus op die onderwerp, dit gaan oor is gedrukte koerante noodsaaklik vir gesonde en betroubare journalistiek. Ek dink wanneer 'n mens daardie laaste woorde, gesonde en betroubare journalistiek in ag neem, dan kan dit op 'n toepassing wees. Sy het genoem Netwerk 24, Marula Media, Beeld het ook 'n webblad. Dit is die koerant se naam net aanlyn. So dis nog steeds gesonde en betroubare journalistiek en dan sien ons dat koerante nie noodsaaklik is daarvoor nie, maar dat op iets anders ook gedoen kan word. Spreker, maar nie almal kan sien op 'n selfoon nie. Dit is soms baie klein. Ek kan self saamstem daarmee. Ek wat sukkel om te sien, is dit regtig soms moeilik om op my foon te kan lees. Spreker, ook nie almal kan lees op 'n koerant nie. Dit is ook 'n baie klein geskryf of getik. Spreker, maar maar op 'n steeds is- foon kan jy die skriftipe stel wat dit vergemaklik en jy kan ook zoom as jy dit wil. Spreker, maar steeds is van die koerante regtig groter getik, juis vir ons mense wat nie kan sien nie. Sommige Goed, koerante. baie dankie julle. Die 7 minute debatgesprek verby. Ek gaan nou vinnig afbeweeg. Dan kan julle vir my wys deur middel van 'n hand opsteek wie het 'n vraag daar agter. Goed, die eerste vraag is vir die opponerende span. Ek wil graag by julle hoor. Netwerk 24 het 'n maandelikse paaiement wat jy moet betaal om dit te kan lees. So julle wil sê dat dit goedkoper gaan wees om Netwerk 24 te lees, waar jy dan 'n selfoonpaaiement, 'n Netwerk 24 paaiement moet betaal, waar jy net eerder 'n koerant wat R10 kan koop kan gebruik. Dankie vir jou vraag. Eerstens, Netwerk 24 is een van die min toepassings waarvan ek weet waarvoor jy moet betaal, maar Marula Media sover ek verstaan is gratis. Daar is baie ander toepassings ook en ons het nie gehamer op dat dit goedkoop is nie. Ons het op daarop gehamer dat dit toeganklik is. En as mens kyk na die onderwerp, die woord noodsaaklik staan vir my uit. Gedrukte koerante is nie noodsaaklik vir die voortbestaan van gesonde en betroubare journalistiek nie. So, dankie vir jou vraag. En Netwerk 24 kos 'n fooi, maar ons baie ander toepassings wat nie iets kos nie. En op hierdie onderwerp is dit nie ongelooflik relevant nie. Goed, baie dankie. 'n Vraag vir die inleidende span. Inleidende span. Ek wil julle vra, het julle die nuus gehoor oor Queen Elizabeth wat dood is 'n week later op die koerant of vinnig op 'n internet toepassing? Vasgevra. Om jou vraag te beantwoord, jy het gesê dat soms wag mense 'n week om eers jou koerant te ontvang. Met vandag se moderne tegnologie is dit nie heeltyd die saak nie. Van dit word nou al bitter vinnig
afgerol en vir jou uitgedeel. Omtrent presies dieselfde tyd as wat dit vat om die koerantberig te skryf en dit op aanlyn op te sit. Ek dink dis maar Sondag, miskien Maandag, maar ek dink nie elke dag nie. Goed, kom ons kyk vir nog 'n vraag vir die opponerende span. Spreker 1, jy het gesê dit is omgewingsvriendelik om op selfone liewers te lees, maar tog is koerante herwinbaar. Selfone is nie. 'n Selfoon hou jou, ja, dankie vir die vraag. 'n Selfoon hou jou nie net een dag nie. 'n Selfoon hou jou verskeie jare en 'n selfoon is ook nie net vir koerant doeleindes nie. Dit is iets wat jy baie meer waarde kan trek as iets soos 'n koerantpapier. So ek dink is absoluut die moeite werd en koerante is herwinbaar, ja, maar nie almal word herwin nie. As mens kyk hoeveel koerante rond lê op die strate en hoe dit besoedel, is dit regtig nie so realisties wat jy nou sê, dit is herwinbaar, maar nie almal word herwin nie. En op die selfoonpunt, 'n selfoon hou jou baie langer. Goed, dankie. 'n Laaste vraag vir die inleidende span. Ek vra die vraag aan beide spanne. So almal wat my ken sal weet, die liefdes van my lewe is Muffin en Frida, my 2 honde. En om Frida te leer om soet te wees in die huis, het heelwat koerante geverg. So wat is julle oplossing as daar nie meer gedrukte koerante is nie vir my, om my hond te leer om goeie huismaniere te hê? Ons is bereid met 'n antwoord. Dankie vir mevrou se vraag. So by die onderwerp is gedrukte koerante noodsaaklik vir die voortbestaan van gesonde en betroubare journalistiek. Tannie se honde, ek weet nou nie of hulle kan lees of nie, maar ek wil nou nie effens irrelevant, maar steeds daar seker speelgoed of so wat tannie kan aanskaf vir tannie se honde. Maar vir betroubare journalistiek sien ek nie hoe dit aansluit nie. En julle inleidende span, wat is julle opinie? Jo, Tannie het my nou eintlik hierso heeltemal vasgevra, maar ek dink dit is eintlik baie moeilik om op Tannie se vraag te antwoord. Maar ek dink jy kry steeds jou toiletpapier en so aan wat Tannie kan neersit, wat ook heeltemal eintlik dieselfde effek gaan hê. Hulle gaan nou nie, soos Eddie gesê het, hulle gaan nie lees of skryf of wat ook al nie. So ek dink toiletpapier gaan dieselfde effek hê. Dan sê julle baie dankie, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Ben Foster, Merensky, baie dankie aan julle junior spanne. Dit was 'n heerlike debat. So, ons kom nou by die wenners van die juniors. Geef vir my 'n bietjie 'n drumroll daar. En die wenners is Merensky 1. Veel geluk julle en Ben Foster, julle kan ook vorentoe kom vir julle pryse. Baie geluk. Nee, ons voel baie goed. Baie goed en opgewonde. Ja, opgewonde. Baie tevrede. Ja, nee, ons dink net dadelik aan die finaal en hoe ons gaan voorberei daarvoor. En nee, ons is baie bly om hier te kan gepraat het en toe so goed te kon presteer. Mense gaan altyd vir goud, maar en vandag toe was dit goud. So nee, ons het nie verwag om te wen nie, maar ons het probeer wen. En ons het hard gewerk. En ons het gewerk om te wen en ons het natuurlik gegaan daarvoor. So ons is baie bly dat dit so geëindig het. Hulle was sterk. Hulle was sterk geweest. Dit was energiek. Dit was 'n goeie debat geweest en ons moes regtig ons beste uithaal om hulle te kan wen. So dit was 'n sterk debat en 'n sterk span. Ons sal definitief volgende jaar. Ja, ons is baie bly om in Afrikaans te kan praat en debatteer en ons is bly om te wees. Ja, en om ons skool trots te maak en om aan te gaan en om te praat. Dis 'n groot gawe en 'n groot eer, ja, en dit is baie lekker om te praat. So ons gaan aanhou. Merensky.